Woorde is goud en haar musiek roer al vir 25 jaar harte reg oor Suid-Afrika en die wêreld. Vandag vier ons die merkwaardige loopbaan van die een en enigste Jennifer Zamudio. Groot FM 90.5. Jy ken haar vertreffer soos Ek sal baie doen vir jou. daai een Jen sê jy vrygestel in 2011 2011 inderdaad, uit jou eie pen. net so. Wat 'n treffer, as ook ongelooflik. En dit voel ongelooflik om net saam met jou. Jy weet ek het al vir jou gesê, hierdie is een van my gunstelinge van jou. Waar bly jy nou in hakkies, daar's 'n gat, want daar is 'n gat as jy nie vir ons musiek sou gemaak het vir 25 jaar en ek dink baie van jou jammers voel dieselfde. Hallo en welkom hier by Groot FM. Baie dankie vir ons so lank uitgesien na hierdie kuiertjie van ons hoor. Ek meen ek en jy self loop 'n baie lank pad terug. Ek dink dit was Sannet 8. Ja, ek Toe jy was net nog begin het in op radio. skool, dis Ja. waar. En jy was een van die naaste mense en een van my heel eerste onderhoude en jy het Hoeka hierdie album. Dis reg. Hier's my hart dink ek was sy titel, Yes. daai tyd vrygestel. En sedertdien, ek meen die jare vlieg nogal vinnig, maar jy weet ek gaan jou moed terugvat Asseblief. na toe jy begin het. So jy het jou loopbaan begin as die singende perssensasie, want jy het pershare gehad. Dis reg. En hoe het dit gevoel om daardie unieke beeld en styl te hê? En hoe het jou musiekreis toe sedertdien ontwikkel? Want ek dink daai jare was dit seker vir mense soos ons kan haar nie miskyk nie want sy het pershare. Kom ek sê vir jou so, om met 'n fan soos Zamudio in die Afrikaanse musiekindustrie in te kom, was nogal vir my 'n uitdaging. Ek is al deur maatskappye in my loopbaan gevra om my van te los en net onder my naam te sing en ek het net absoluut geweier, want ek glo ek het die musiek gekies, die musiek het my gekies, so ek is gebore met 'n stage naam. Musiek moet by jou aanpas, nie andersom nie. En so ja, en ek het net gevoel ek moet ietsiekie doen want mense het regtig en sukkel tot 25 jaar later nog steeds om my van uit te spreek. En toe het 'n vriendin vir my gesê, "Maar kleur jou hare." Toe sê ek, "Dit is doenbaar, maar wat 'n kleur." En hier kom sy uit met hierdie ridiculous voorstel van pers. Jo. En dit was 'n storie en 'n half om my pers haarkleur in die hande te kry want toe was dit nog weird. Ek kan So dink. ja, dit het vir my gewerk en Jensen Violet is 'n wonderlike ding. Ek wil nou net vra. Ek's amper as weer dit die terug daar. Jensen Violet. Ja, maar die grys kan dit ook nou lekker werk, maar daar's min mense wat daai kan afpoel wat jy kan doen. En jy het oor die jare hierdie fantastiese, ongelooflik interessante haarstyle ook so half deel gemaak van jou handelsmerk, nê? Nee? Dit is inderdaad, ek dink my kuif irriteer op 'n hele paar mense, maar dit is let them. Ek is nou op Nee. die let them theory wat Dis dit dan nie betref. waar nie. Dis net myne. Ek love it. Ek hou van en liewe Mersha van Urban Roots. Sy sny al vir die afgelope 16 jaar of 18 jaar sny sy al my hare. Blik Emma. So ons loop ook al 'n paadjie en dan moet 'n mens bietjie begin iets doen om dit anders te ook te maak. Maar nou wil ek jou vra, jou lae altstem, want jy het 'n bietjie van 'n laer stem en ook daai natuurlike Weskus humor. Dit is ook deel van jou handelsmerk. So, hoe het jou grootword jare daar op die Weskus jou stem en jou styl van vandag beïnvloed? Ek dink omdat ek groot geword het in 'n dorp waar daar nie aanstellerigheid en aanplakkerigheid het nie. Ek dink dit het nogal 'n enorme of speel 'n enorme rol in my loopbaan. En want een ding wat jy moet onthou in die musiekbedryf is jy kan nie aangeplak wees nie. Mense kyk dwars deur jou. Hulle voel dit aan in jou energie. En jy kan dit nie volhou nie. Jy kan dit nie volhou nie. So ek dink dit is definitief die feit dat ek 'n velriwer is. Het definitief 'n rol gespeel wat as dit kom by dit en ja, so ek glo jy moet true wees aan wie jy is. Maar hoe was jy nou as 'n klein dogtertjie op skool gewees en hoe dit gebeur dat jy nou besluit, hoorie ek wil eintlik sing? Frans, ek is een van daai meisies wat met 'n rolborsel gesing het voor die spieël, hoor. Rarig. Ja, maar nou moet ek ook vir jou sê dat die tyd wat ek op skool was daar nie sangkompetisies soos die bekende landwyse kompetisies nie. En so sang was nooit beskou as 'n loopbaankeuse nie. Ek onthou my ma het ons al ons kinders het op 'n spesifieke tyd Universiteit Stellenbosch toe gegaan en dan het hulle jou getoets vir aanleg vir jou loopbaankeuse en so. En myne was so daai met die afrolmasjiene. Okay, nou ek gee nou ouderdom lelik weg. Ek onthou daai tyd. En dan was ek 'n kolletjies op van okay dit en dit. Uitvoerende kunste was 'n solid 10. En ek het in die weermag opgeëindig. Want dit was net nie
kunste Daar was net nie 'n loopbaan nee. eintlik vir meeste mense. So om ek te het volg. opgeëindig eintlik waar ek moes gewees. Maar hoe het jy toe in die weermag beland? Vertel my daai storie. Dit was die ander alternatiewe gewees op my loopbaanbeplanning gewees. So ek het beide weermag, ek het eerste toelating tot die weermag gekry en ek het weermag toe gaan, basies gedoen en alles en toe bel die polisie en toe sê nee, ek is goedgekeur vir die polisie en toe sê ek, maar as ek nie weer hoef basies te doen nie, sal ek skuif. Toe sê hulle nee, jy moet weer basies doen. Sê ek, thank you, bye bye. Bly ek waar ek is. Nou gaan ek eerder sing. Ja. En jy woon, as ek dit nie mis het nie, so 33 jaar nou al hier in Pretoria. Hoe daai skuif van die Weskus na Gauteng jou musiek en jou loopbaan gevorm? Want ek meen jy het nou gesê daar was nie regtig aanstellerigheid daai kant nie, maar nou moet jy ook deel wees van 'n loopbaan en 'n groot stad soos Pretoria byvoorbeeld. Ek dink dit is sekerlik die grootste skuif wat ek in my lewe moes maak. En die liewe Vader se paadjie kan 'n mens nooit teëgaan nie. Jy kan probeer, maar jy gaan dit nie reg kry nie. En as dit nie was vir daai skuif Pretoria toe nie, direk na skool en ons is 'n baie hegte familie, so daar was baie trane gewees wat geval het. En ek het in Pretoria opgeëindig as gevolg van die weermag direk na skool en dit is waar my loopbaan begin het vir my. So daar was 'n rede hoekom ek in Pretoria moes opgeland het en Pretoria is 'n pragtige dorp. Jy is nou bly jy sien na al die jare. Ja. Hoorie maar ek wil ook so 'n bietjie vir jou vra oor jou vollengte solo albums want ek het nou probeer tel. Ek dink ek het uitgekom by so 14 vollengte solo albums uitgereik en 'n magdom treffers. Daar was ook enkelsnitte ensovoorts en nou remixes waaroor ons nou gaan praat. Maar ek wil vir jou 'n onregverdige vraag vra en ek is mal oor hierdie tipe vraag. Watter liedjie persoonlik vir jou as Jen lê vir jou die naaste aan die hart oor hierdie 25 jaar en hoekom? As jy een moet kies. Ek gaan een kies, maar bloot oor die storie agter die storie. Okay. En as ek moet sê, dan sit Hartseloper. Hartseloper het oorspronklik is hy vrygestel in 2003. Jy weet ek meen my heel eerste album het in 2000 en 2001 in daai omgewing uitgekom. So ek was besig om my voete te vind en dit was daai liedjie wat gemaak het dat ek net so bietjie uitgelig word uit die groep uit. En dis my klein jakkalsie. Ek kan nie glo vandag, dis 20 jaar later, vra mense nog steeds sing vir ons Hartseloper. Dis ongelooflik en dit was ook die titelsnit van een van jou albums destyds. Inderdaad. Vertel gou die storie want ek was nou by jou 25 jaar silwer vieringe gewees, nee, dit was 'n ongelooflike aand. En jy daarso toe hierdie storie vertel van jy en ek dink dit was Rindy, jou bestuurder wat so KAK toe gegaan het. Met groot verwagtinge. En gedink julle gaan nou die sale uitboek en alles en toe wat gebeur toe daar? Kyk hier, nou trek ons hier weg met 'n trommelvol series want ek is oortuig van ons gaan terugkom met absoluut niks. Ek het 'n venues gehad waar ek moes opgetree het as groentjie, nê. Ek is soos 'n grasgroen. En kom daar grasgroen maar die hare is pers. Ja, bietjie daai presies dit. Jy kry die prentjie. Ja. En toe noodloos om te sê moes ons van die vertonings, nie van die vertonings, jy moes al die venue optredes moes ons kanselleer want daar was nie geen kaartjies verkoop nie. En ons het letterlik by die oop verhoog soos by die burger verhoog en die huisgenoot verhoog daai tyd. Het ons gaan naam opgee en sê, "Wel, as iemand hier opdaag hê, ek is nou hierson." En dit is waar my pad met Lydia Winchester gekruis het. Genade. Ja, vertel toe hoe het jy haar raak geloop? Ek was besig om te sing in die burger se op die burger se verhoog en sy gaan vra toe vir Rindy wat by die klank staan. Sy vra vir Rindy wie sing hier? Rindy sê vir Jennifer Zamudio. Sy sê ek soek 'n CD. Rindy sê net so ja, jy kan een koop. Jy kan een koop. En toe sê Lydia, luister, ek is 'n musiekbestuurder of wat is haar term nou? Agent. Yes, PR. Dis is basies 'n PR persoon en toe sê sy luister, ek koop die CD's nie. Ja, jy kan hom maar vir my gee. Laat sy my bel as sy terug is in Pretoria. Hoorie maar terug nou na daai aand van jou 25 jaar vieringe. Daar was ongelooflike verrassings waarvan ek dink jy self nie geweet het nie wat Rindy en jou span bymekaar gestel het. Hoe kan iemand soos Lydia Winchester wat nie daar kon wees nie, wat daar gesit het met haar glasie wyn en hierdie storie vertel het. Wat se ander boodskappe wat jy daai aand gehoor het vir jou baie beteken? Ek meen almal beteken iets, maar wat vir jou uitgestaan het. Ek dink waar dit vir my begin het die dag van verrassings is met my sussie wat opgedaag het wat hulle skelm laat invlieg het nadat sy my gesê het nee, nadat hulle vir my gesê het sy kan dit nie of sy vir my gesê het sy kan dit nie maak nie. So dit was 'n lekker vroeë verrassing en toe al die video boodskappe en stemboodskappe ek kan geen een uitsonder. Die wind was totaal uit my sy
Maar daar was uit. Annelie van Rooyen, daar was Steve Hofmeyer wat iets Ja, vir jou gesê Jamie het. Fine. Ja. Jamie Fine het my boodskap gestuur of 'n video boodskap gestuur. Fernando Perdigao, saam met wie ek in my beginjare gewerk het. Jou heel eerste vervaardiger. Ja, dit was super spesiaal geweest hoor. Nee, ek kon dit sien. Luister, ons praat nou so lekker, maar aangesien hierdie jou gunsteling liedjie van jouself is, gaan ons nou daarna luister. En net hierna gesels ek en Jennifer Zamudio verder oor haar 25 jaar. Inderdaad so geweest. Ja, en hy loop nog al die pad saam met my. Hy loop nog steeds saam hierdie hartse loper en dit is haar gunsteling mees spesiale liedjie van haarself ook. Freddie Nest het dit geskryf. Nee, ek het hierdie ene geskryf. Self geskryf. Hartseloper het ek self geskryf. Maar ja, ek het baie jaar lank beklei dat Freddie vir my ook songs skryf, maar daai dag was nie vir my beskore nie. Het hy nooit vir jou liedjie geskryf nie? Ons het al koppe bymekaar gehad op 'n stadium, maar toe die siekte omgevat. Ja, dis jammer. Maar iemand wat vir jou baie treffers geskryf het oor die jare was Annelie van Rooyen. Annelie het vir my 2 liedjies geskrywe, Bahama op my Ja. 3de album, Ek het jou gevind album, sy het vir my Bahama geskryf en sy het vir my Om die draai geskryf wat nogal vir my baie treffend was en 'n lied waarmee ek baie goed kon identifiseer tot en met vandag toe. En ons het in 2008 het ons hom heropgeneem bietjie met 'n nuwe baadjie op die Hier is my hart album. Wow, hier is hy. Ek moet sê, kan jy alraai? Jennifer Zamudio is saam met my in die Lunch Punch ateljee. Ek sien hier kom baie fanmail in van jou Zam Jammers. Ag, ons gaan hulle is net die hierna, beste. hulle is die beste. Ek kan dit sien hoor. Hulle het al hierna 12 vir my begin WhatsApp stuur en op Facebook begin comment. So ons gaan net hierna ook 'n bietjie. Lunch Punch op Groot FM 90.5. En Jen, ek het net nou gesê dis moeilik om 25 jaar se musiek op te som, maar ek gaan probeer. Breek weg van die leuns wat jou hart so ronddruk. En ek dink hierdie een was ook baie mense se gunsteling. Hier's my hart vanaand. Hier's my hart net vir jou vanaand. En dan mag ons natuurlik nie vergeet van hart en siel nie, né? As jy net die helfte van jouself vir my kan gee. Wie het daai ene vir jou geskryf? Rudy Klaas. Dit was Rudy natuurlik, Ja, né? kyk, daai was 'n draaipunt in my loopbaan, hè, hart en siel. Vertel meer. Dit was die eerste Rudy Klaas se lied wat hy vir my geskryf is en hy het vir my deure oopgemaak wat jy net nie kan oorvertel nie. Hy het op van die radiostasies was hy 26 weke op nommer 1. Hulle het moes hom afhaal. Luk emmer, want hy was toe te lank op. Ja, heeltemal te lank. Luisters, maar Rudy was ook daarso by jou 25 jaar viering en dit was seker vir jou spesiaal om hom ook daar te hê. Baie. Kyk, ek ken Rudy vandat hy 9 jaar oud is. So dit is ons loop al 'n lang pad saam. En Rudy beskik net oor die vermoë om musiek vir my te skryf wat my pas soos 'n handskoen en nie net die vokale of die musikale vermoë nie, maar ook die emosie en dinge wat hy in sy lirieke het. Dit is vir my soos 'n ja. Maar jy het nou al 'n pad gestap met baie mense en dit was ook vir my spesiaal om te sien daai aand van jou vieringe was daar Dani, Du Plessis dink ek is hy van, die klankman. Yes. Julle stap ook al 'n paadjie. Stap 'n lang pad saam. Ek het vir hom gesê ek soek 'n 10 jaar warning order voordat hy kan aftree. Hy mag nie aftree Ek nie. het dit daai aand gekry, nê. O. Hy het gesê hy tree oor 10 jaar af, dan is hy Daar's hy, 80. dan sy klaar. En sy vrou Naomi was daar. Naomi. Nadine was daar gewees. Yes. Hoe ken julle mekaar? Ook van baie jare terug. Ek dink Nadine was soos in 12 of 13 gewees met baie nou pad geloop saam met Ryk na die Sterre sangkompetisie in die tyd wat ek gewerk het by Protrax musiekproduksiehuis. En so ja, dit is net ek is mal oor Nadine. Ons kom 'n lang pad saam. Dis een van die mees konstante mense in die industrie. En ja, baie spesiaal. Baie respek vir haar. Baie. Maar nou moet ek ook bietjie met jou praat oor al die duette wat jy oor jou loopbaan al opgeneem het. Daar was heelwat. Daar was saam met Rian Grobler, hy was ook die aand daar en dan Henry Aland. Is dit vir jou lekker om saam met ander kunstenaars ook te werk so nou en dan op 'n Kom, duet? weet jy wat? Ek het my heel eerste duet in 2008 opgeneem saam met Bobby van Jaarsveld. Ek onthou dit, die Engelse liedjie. Yes, BZN's my number 1. Ja. En toe was dit vir jare stil wat en hier in die donkerste tyd van die musiekindustrie en van die wêreld
net voor COVID 2019 vra Rian Grobler en Henry Aland vir my om 'n duet op te neem en ek het net besluit 20 jaar amper in die industrie. Mens kan seker maar jou grense so 'n bietjie verskuif en toe raak dit vir my lekker. Toe moet ek pas op dat dit te lekker raak. Hoorie maar dit is lekker en ek dink jy hoef op te hou daarmee nie. Maar kyk, ek het jou nou ook al live gesien 'n paar keer. Ek onthou daar was 1 jaar, ek dink by In die Bos waar jy gesing het, waar ek en my ouers gaan kyk het en gegaan het. Maar hierdie dame, sy het so 'n spontane verhoogpersoonlikheid en ek dink almal wat aan jou dink as ek praat van jou verhoogproduksies, daai energieke optredes. So jy kry baie vinnig 'n gehoor in die palm van jou hand. Maar watter een van die optredes, nou vra ek weer daai onregverdige vraag, hier oor 25 jaar staan vir jou uit? As 'n hoogtepunt. As 'n hoogtepunt. Yes, like it. Is daar een vir jou? Ek dink as ek nou vinnig moet sê, is miskien 'n relatiewe meer onlangse een, was in Bloemfontein. Wat daar ek weet nie eers hoeveel, daar was oor die 300 mense gewees, wat daai mense soos een man saam met my gesing het. Dit was soos ek dink dit is die kersie op die koek vir enige kunstenaar. En daai sal ek altyd onthou, maar dit is baie onregverdig. Ek moet dink, né? Na 25 jaar moet ek dink. Jy kan nog so 'n bietjie dink, maar ons moet praat oor daai toer waarvan jy ook deel is. Jy het nou genoem Jamie Fine. O ja. En jy vorm deel van die voorprogram vir Jamie Fine hier in, ek dink dit is einde April en begin Mei. Middel April begin ons skop af die 19de. Daar in Durban. April in Durban, ja. Ja. So toe hulle my genader het vir dit was vir my enorme veer in my hoed hoor. Dit is vir my 'n baie groot voorreg en ja, so dis amper. Dit gebeur vanaf 19 April. Ek sien julle gaan ook Johannesburg toe op die 26ste. Dan is julle ook in Noordwes, daar by Hartland, né? Yes, dit is en reg. Ek het nou genoem van die Mei maand datums in Port Elizabeth en Stellenbosch. So dan kan ons jou basies net sien in Johannesburg, is die naaste vir ons Pretoriaaners. Dit wil vir my so voor. Ja, die 26ste Hulle April. kon maar op Pretoria daar Ek voel hulle kon hier ook 'n botaniese tuine ingewerk het, maar ons sal kyk. Luister Jen, dis so lekker om jou hier te hê en daar's so baie goed waaroor ek nou wil praat, maar jy het al soveel loopbaan hoogtepunte beleef. Jy het nou enetjie uitgelig daar, maar van SAMA en UITSA toekennings tot daai internasionale erkenning in Nashville. Watter een van hierdie prestasies het jou die meeste verras of ontroer? Want ek meen 'n SAMA is groot, 'n UITSA is groot, en dan nou Nashville? Kyk, ek dink as ek nou 2 toekennings kan uitlig, het hulle albei presies dieselfde beskrywing. En dit is suiwer omdat dit 'n Zam Jammer trofee is. Ek het gedink jy gaan dit sê. Want dit is die een, dis amper soos wat die Engelsman sal sê, fan favorite toekenning gewees. Dis die een wat ek nie naaste aan my hart dra. Want daar sit nie kundiges, daar's nie 'n paneel wat besluit van wie is 'n goeie volgeling of 'n dinge sê daai stemme het uit die hart uitgekom. Hulle het uit die hart uitgekom en ek sal hulle koester vir die res van my lewe. En op daai noot het jy ook nou vandag baie dankie gesê aan 90,000 Zam Jammers wat jou nou volg op Facebook alleen. Kan jy dit oor vertel? 90,000. Ek het COVID ingegaan met 16,000. Genade. Ja. Jo, dit het gegroei. Maar nou, so gepraat van sosiale media, jy's nou deesdae op TikTok. Ek is mal daaroor om jou dop te hou. Jy's daar. Jy het jou eie Zam Jam radio begin, Klankpad. Ja. Vertel my 'n bietjie meer van dit. Weet jy wat, ek het net soos wat die volgelinge letterlik op 'n weeklikse basis bykom, het ek net eendag gaan sit en dink ek het 14 albums. Mense is geneig om net te fokus op die meer bekendes of hulle gunstelinge, maar ek moet 'n manier kry waar ek vir mense musiek kan speel wat hulle miskien nog nooit gehoor het nie of wat hulle te min hoor en dit is snaaks hoeveel mense tydens Klankpad vir my sê van ek het nog nooit hierdie gehoor nie. En dit is wat ek wil bereik met Klankpad. Nou ja, toe, sy is saam met ons hier in die ateljee en ek wil ook net hierna 'n bietjie met jou praat oor Sê Dit Harder, die Jakes remix. Dalk kan jy net vir ons so 'n sneak peek gee van hoekom het jy besluit om van jou liedjies nou te remix? Ek het net gevoel ek is besig om te werk aan my 15 vollengte album en as voorloper het ek besluit van ek wil kyk om my meer onlangse liedjies wat regtig vir my soos 'n paal bo water uitstaan, wil ek gaan en 'n bietjie
'n nuwe baadjie aantrek en as gevolg van die trends op sosiale media het Jakes my gekontak en my gesê wanneer remix ons 'n bietjie van jou liedjies en ek het besluit hier is dit is wat ons gaan moet doen. En hy het 'n fenominale taak verrig met die verwerkings wat hy gedoen het. So ja, nee, daar's nuwe asem ingeblaas. Hy gaan definitief die dansvloer laat kraak. Daar's 5 in totaal wat Mark gaan. Ons gaan net hierna gaan ons verder praat oor daai remixes saam met Jake, maar ek dink ons moet eers ons gehoor so klein bietjie terugvat, spesiaal vir al die Zam Jammers. Hier is Jennifer Zamudio nou met nog een van my gunstelinge, Ongelooflik, want jy is ongelooflik en sy is 25 jaar in die musiekbedryf. En ek dink jou treffers bly generasies lank al nou relevant, maar ek dink daar's ook 'n baie goeie rede hoekom mense van jou hou. Meer as liefdes. Want jy gee altyd vir almal the time of day. Dit gaan, hoeveel dink jy gaan regtig oor die musiek en hoeveel dink jy gaan ook maar eintlik oor daai persoonlike koneksie wat jy het met jou, ek wil nie sê fans nie, vriende wat jou ondersteun in die bedryf. Ek het 'n probleem met die woord fan. Dis kom dat ek verwys na Zam Jammers. Ja. Ek het ongelooflike respek vir elke liewe persoon wat my musiek ondersteun en ek sal altyd tyd probeer maak en om te gesels. Ek love gesels. En maar dit is nou moeilik om met 90,000 mense te gelyk te gesels, né? Dit lol en asseblief moet dit nie teen my hou nie, maar ek glo dat musiek het die vermoë om 'n mens te kan bymekaar bring. Maak nie saak wat jou taal is, van watter land af jy kom nie. Dis nou so gepraat van taal, jou Spaanse van laat mense soms wonder oor jou herkoms. Hoe het jy jou familiegeskiedenis en ook daai, ek wil amper sê, kulturele identiteit jou musiek beïnvloed? Jy sê altyd daai een lyn van ek is 'n boeremeisie met 'n grand van. My oupa grootjie se grafte is in Mauritius. So dis waar vanaf my voorouers kom. Ons is 'n bietjie gaan land grab daaroor. As jy die geleentheid gehad, maar ek was toe nog te klein. Maar ek het my groot geword hier, ons is die enigste Zamudios in Suid-Afrika en ons is maar min. Ons is maar min. Maar julle is min, maar julle doen julle ding. Maar kan jy een ding sê, ek is die enigste Zamudio wat Afrikaans praat. Wow, iemand sê sy's beautiful, ek hou van haar musiek. Jen, ons hou baie van jou musiek en ons sit rustig en luister. Dit is van Hiletje. Ek lees nou so tussendeur. Is reg. Jen is soos wyn, hoe ouer hoe beter, sê Von. Stop dit. Nog iemand sê, middag julle, Jennifer, jy mag maar sing en my gunsteling is altyd myne en sê dit harder. Sjoe. Hy is diep liedjies hoor. Dan sê iemand, vra asseblief vir Jennifer om die sang te sing waar sy in die nag by so swart sportskaar in leerklere sing. My awesomeste song en sy is awesome. Dis altyd myne. Dis altyd myne, ja. Gaan kyk daai musiekvideo Nelly Botha, hy's op YouTube. Dit was frek en koud daai aand. O genade, is dit? Vertel bietjie. Nee, dit was by Kolonade Retail Park, op die parkade, die oop parkade. Is dit waar jy geskiet in die hartjie van die winter. Dit was, hulle het my met komberse toegemaak tussen verskillende tykes. Ja. Nou ja, dis hoekom sy leather moes dra, want jy hoor mos nou, dit was baie koud geweest. Hoorie Jen, so terug nou na jou splinternuwe liedjie. En dis eintlik 'n vraag wat ek nou nogal oor wonder. Sal jy in die toekoms weer saam met iemand soos Jake byvoorbeeld nou remixes oorweeg om vry te stel? Ek dink verseker so. Daar's een ding wat 'n ou nie buite berekening moet laat en ek het nogal verwag mense gaan of nie, ek het verwag om daai tipe van terugvoer te kry. Ek het baie minimalisties gekry wat mense sê, nee, ek hou meer van die oorspronklike weergawe. Die dansweergawe of die Jakes weergawe is nie om die oorspronklike weergawe te vervang nie. Dit is net ons mense hou van dans. Mense hou van dans. Iets met 'n beat. Ja, en nou moet jy, maar kry mens vir tydjies die gevoel dat jy moet 'n mooi liedjie een kant sit, want hy's nie dansvriendelik nie. So dit ontneem nie die lied van enige emosie of van doel, niks ek het nie van goeie sê. Ek dink definitief ek en Jakes kan 'n pad saamloop, verseker. Daar sal altyd, dink ek, 'n mark wees
vir dansmusiek. En as jy ook nou kyk na, ek wil amper sê, die modetans in ons bedryf is waar mense hou daarvan om ouer liedjies te vat, dit te verwerk, soos Postduif het nou byvoorbeeld Ruiter van die Wentjie gedoen. Ja. Dan is daar die sensasie remixes van Ek lewe en ag die lys gaan aan. En dis asof dit gee ook vir daai ouer musiek weer nuwe lewe. Dit is inderdaad so, ek onthou 2006 ons deur hierdie doef era gaan letterlik stamp volume 84 en daai tipe van goed, dis hoekom maar daai album van my, hoor, is 'n rooi en 'n bittergevaarlike album. Kyk jy, hy het gestamp dwars deur die dak. Hy. Maar en nou is ons weer by sulke modegure, wil ek amper sê. En ek dink ook is goed, dit laat ou musiek 'n bietjie herlewe. Is absoluut niks fout daarmee nie. En ek dink dit is kreatief. Musikale kreatiwiteit. Ja, ek gaan nou vir jou 2 moeilike vrae probeer vra, nê? En ek wil hê jy moet eerlik antwoord. Jy kondig altyd dit aan en dit maak my angstig. Want jy's nou 25 jaar in die musiekbedryf. Noem vir my een ding wat jy mis vandag in die bedryf soos wat ons dit nou ken, van daai tyd wat vir jou amper beter was. En dan noem vir my een ding wat nou meer uitdagend was vir jou in 2025 as wat dit was destyds. As jy vinnig kan dink aan. Ek dink iets wat ek mis van hoe dit was. Ek wil amper sê nee. Jy mis nie die CD's verkoop nie. Die formaat, dit is nogal 'n ding, ja. Okay, dit is definitief. Ons sukkel om nou voertuie te kry vir die vervoer van ons musiek. Die vehicles van ons musiek. Ja. Dit is dis 'n stok in die speek so soort van. En mense het seker daai tyd bietjie meer geld gemaak uit CD's want jy weet jy het nou 'n vol album, jy verkoop hom by 'n show. Nou vandag luister iemand na 'n liedjie en jy kry nou maar 1 sent vir daai stream of wat. Ja, ek dink ons sal ek het nou die dag gesê dat dit is so hartseer eintlik dat mense geen kunstenaar, en ek bedoel as ek sê geen, dan sê ek bedoel ek dit. Geen kunstenaar spandeer geld aan opnames om musiek verniet weg te gee nie. So as jy ooit op 'n platform kom waar jy musiek verniet kan aflaai, dan is dit nie wettig nie. En daai kunstenaar se loopbaan gaan van baie kort te duur wees. Want dit is net nie volhoubaar nie. So uitskree, uitroep, 'n shout-out aan almal. Kom ons kyk of hoe lank ons Afrikaanse musiek Dis show business. Die show kan nie sonder die business nie en die business kan ook nie sonder die show nie en maar ek dink mense nie almal verstaan dit. Mense verstaan dit nie noodwendig so nie. So okay, en dan nou andersom? Andersom is wat vir my baie uitdagend is en baie opgewonde maak oor die pad vorentoe is natuurlik sosiale media. Ek is spyt ons het nie 25 jaar terug iets gehad so sosiale media nie. Ja. Wat 'n kragtoer. Wat 'n kragtoer. Dit is baie werk. Ek dink ook die mense besef hoeveel tyd en energie gaan daarin nie. Is geen wonder al die mense se kanale is gemonetiseer nie. Maar ja, dit is vir my lekker om content te maak en op sosiale media platforms en kreatief te wees. Ek weet jy doen ook sulke live shows op sosiale media. Ja. Is dit vir jou lekker? Luister hierso, dis daai live shows wat my deur COVID getrek het. En ook nou sit daar mense ver weg wat nie altyd vertonings van jou kan bywoon nie, wat ook nou kan sien hoe jy live perform. Maar is dit op sosiale media, nê? Nee? Dit is so. So daai ek sal nooit vergeet hoe om my stromings my live shows te stroom te moes regkry nie. Dit was 'n die nagte deur op YouTube how to. En mense sien nie altyd daai harde werk agter die skerms nie. Hulle hoor die liedjie of hulle sien jou as jy op die verhoog is of as jy 'n event het waar jy nou jou 25 jaar vier. Maar nou het jou sussie ook so ietsie laat val daarso by die 25 jaar, ek wil amper sê vieringe. Ja. Waar sy gesê het jy is klokslag, jy staan op in die oggend, jy doen jou make-up of jy maak jou koffie en dan gaan sit jy in 'n kantoor en jy doen jou office job soos wat mense dit nie eintlik sal besef nie. Ek werk 5 dae van die week om 7 dae om 2 dae van die week te kan werk. Nee, dit is deel van dissipline. Ek meen almal bedryf hulle besighede soos wat hulle wil. Dit is my bloed en my sweet en my bron van inkomste en ek is ernstig daaroor en ek het nog altyd geglo dat mense moet weet jy is ernstig oor dit wat jy doen want dan sal hulle jou ernstig opneem. En ons doen na 25 jaar neem ons jou nog steeds ernstig op. Ek wil vir jou sê dankie vir jou menswees. Ek dink jy's 'n ongelooflike mens. Ek het nog nie een keer iemand raakgeloop en as mens Jennifer Zamudio se naam laat val, hoor,
iets sleg van jou gehoor nie. So dit sê baie, dink ek, van jou integriteit as 'n mens en jou integriteit as 'n kunstenaar, en dit is hoekom jy is waar jy is vandag. En dit was heerlik om jou nou hier te hê. Ons gaan nou luister na Sê Dit Harder, die Jakes remix, maar daar's nog 'n paar op pad hierna. Daar's op pad vir Vrydag val Hartswater op al die digitale platforms. Julle moet asseblief gaan kyk en luister. Dankie vir jou mooi woorde en dankie vir die ondersteuning. Dis 'n groot plesier. Laaste guns, jy moet nou vir my sê, "Hi, ek is Jennifer Zamudio en jy luister na die Lunch Punch op Groot FM." Hi, ek is Jennifer Zamudio en jy luister na die Lunch Punch op Groot FM. Dankie Jen, hier is sy met Sê Dit Harder. Groot FM 90.5.